Goeiedag liewe vriende, baie welkom by die erediens van NG De Bruin Park vir die 4de Januarie 2026. Ja, daar is ons in die nuwe jaar en ek hoop jou Kersgety en ook jou nuwejaarsvieringe het goed geloop en dat julle so 'n bietjie familie gesien het en sommer ook tyd gehad het om weer oor die geboorte van die Here Jesus Christus te dink. Nou alhoewel dit nou vandag in Januarie is ons nou eintlik vandag eers by die laaste Sondag van die Kersgety volgens ons kerklike jaar. Van môre af is dit die nuwe tydskleef waarin ons inbeweeg, maar vandag val ons nog in die Kersgety in en daarom gaan ons vandag die verhaal lees van weer uit Lukas uit, die verhaal van Jesus se besnydenis en die seremonies wat rondom dit gelê het en nou 'n bietjie praat. Hoekom? Terwyl ek daaroor praat, wil ek daarom vir jou sê, verlede Sondag het George 'n baie mooi boodskap gebring oor hierdie tyd van die Here Jesus se lewe, van sy geboorte af tot met sy bediening, waarvan ons eintlik baie min lees. Ons lees hier in die begin 'n bietjie van die geboorte en sulke klein spatseltjies hier en daar, maar die boodskap wat hy gebring het is, ek dink nogal belangrik vir ons in terme daarvan dat mense gaan soek op allerlei plekke om bietjie meer oor die tyd van die Jesus se jongmenslewe, kinderlewe, tienerlewe, Peterlewe te kry en dan gaan kyk hulle na die apokryfe boeke, om bietjie meer inligting te kry. Maar ek dink George se boodskap van Sondag het vir ons mooi verduidelik dat 'n mens op 'n manier ook God toelaat om hierdie tyd in Jesus se lewe te werk en daaroor hy ietsie so Sondag te sê en jy kan dit gerus gaan kyk as jy nie gaan kyk en ek dink dit gaan mooi aansluit ook by vanmôre se boodskap wat eintlik die gedeelte is voor die gedeelte wat George Sondag oor gepreek het. So ons gaan hier in hoofstuk 2 lees vanaf vers 22 in Lukas. Kom ons sê maar, ons begin by vers 21. Dis nou net voordat die engele en die herders, die aankondiging van Jesus se geboorte, die herders wat dit gesien het daar in die stal. En dan staan daar 8 dae later, toe dit tyd was om die kindjie te besny, het hy die naam Jesus gekry, die naam wat deur die engel genoem is, nog voordat hy in die moederskoot ontvang is. Toe die reinigingstyd, soos deur die wet van Moses bepaal, vir hulle verby was, het hulle hom na Jerusalem toe gebring, om hom tot beskikking van die Here te stel. In die wet van die Here staan immers geskrywe, elke eersteling van die manlike slag moet vir die Here afgesonder word. Hulle het ook die reinigingsoffer gebring, volgens die voorskrif wat die wet van die Here, naamlik 'n paar tortelduwe en 2 jong duwe. Daar het destyds 'n man met die naam Simeon in Jerusalem gewoon. Hy was getrou in die wet en vroom en het uitgesien na die koms van die verlosser van Israel. Die Heilige Gees was op Simeon en hy het aan hom bekend gemaak dat hy nie sou sterwe voordat hy die gesalfde van die Here gesien het nie. Deur die Gees gelei het hy opgegaan na die tempel toe. En toe die ouers die kindjie Jesus bring om vir hom die gebruikelike bepalinge van die wet na te kom, het Simeon hom in sy arms geneem en God geprys en gesê, Here, laat u dienaar nou in vrede volgens u woord gaan, omdat my oë u verlossing gesien het, wat u gereed gemaak het voor die oë van al die volke, 'n lig tot verligting van die nasies en tot eer van die volk Israel. Ek gaan net tot hierso lees. Nou vriende, ons het nou so begin vandag hierso deur te sê die 8 dae later. Nou dit is die eerste, daar was so 'n paar gebruike in die Joodse tradisie wat nagekom moes word na die geboorte van 'n kind. En die eerste een vir 'n seentjie was natuurlik 8 dae na sy geboorte moes hy besny geword het en was dit ook die geleentheid wat hy sy naam ontvang het. Hierdie was 'n verbondsteken. Ons weet dit begin reeds daar in die tyd van Abraham waar die besnydenis ingestel is, waar die Here vir Abraham sê ek bring 'n verbond tot stand tussen jou en my en jou nageslag en al hulle geslagte. En ons weet ook dat hierdie verbond verder uitgebrei word dan ook met die belofte dat hierdie seun wat Abraham sal bring, die seun wat Abraham se nageslagte ook dan sal bring, ook vir alle volke sal wees. En dis belangrik en ons gaan nou weer
daarna terugkom as ons gaan kyk na die gebed van Simeon. Die tweede seremonie wat mense moes nakom na die geboorte van 'n kind, en dis nou baie spesifiek dan vir 'n eersgebore kind, die eersgebore seentjie, moes hy, ons weet volgens die Joodse tradisie dat die eersgebore kind, ons kry hier verhaal ook daar in Egipte met die uittog, dat die eersgebore kind aan die Here behoort het. En dan moes ouers met, wat nou nie in die Levitiese lyn was nie, moes hulle hierdie kind gaan in 'n sekere sin loskoop. En die loskoop het nie beteken losmaak nie, maar eintlik op 'n sekere manier vir die Here sê, Here, ons gaan hierdie kind wat eintlik aan U behoort, net ook in ons sorg neem. En dit moes gebeur ook binne die eerste 40 dae dit was ook losgekoop hierso so na die besnydenis. En dit is een van die ander seremonies wat Josef en Maria moes nakom. Die derde seremonie wat na die geboorte van 'n kind plaasgevind het, was dat die moeder onrein was, as onrein beskou is in die Joodse tradisie. En dan 40 dae na 'n seun of 80 dae na 'n dogter, moes hulle dan die ma wat die geboorte aan die kind geskenk het, vat ook vir 'n reinigingsriete. Dis die 3 groot gebruike wat daar in die Joodse tradisie was. Kom ons kyk 'n bietjie daarna. Hoekom ek spesifiek gedink het dat dit goed sal wees dat ons gaan kyk na die besnydenis van die Here Jesus en al hierdie Joodse tradisies wat daar was, is dat Paulus op 'n baie in die Nuwe Testament, en daar's meer plekke waar daaroor geskryf word, eintlik oor die besnydenis, veral oor sy stryd met die Jode, wat die ouens wat uit die heidene nasies tot bekering gekom het, wou dwing om te besny te word. Paulus wat iets verstaan het dat met die koms van die Here Jesus Christus daar iets van die ou deel was wat vervaag en eintlik 'n bietjie in die agtergrond lê terwyl die nuwe verbond ingetree het. En daarom skryf Paulus ook dan op plekke baie oor die besnydenis en amper in so 'n sin dat 'n mens kan sê Paulus is nie baie positief oor die besnydenis in die tyd van na die Here Jesus se koms nie. Ons lees byvoorbeeld in Filippense hoofstuk 3 vers 2 en 3: Pas op vir daardie betekenlose besnydenis. Ons het die ware besnydenis, ons wat God deur die Gees dien, ons wat op Christus Jesus beroem en nie op uiterlike dinge nie. Ek wil net hierdie versie vir jou voorhou, en is maar een van die baie voorbeelde wat ons kry in die Bybel, waar die besnydenis in terme van die Nuwe Testament 'n bietjie op die agtergrond staan. En tog sien ons in die gedeelte wat ons gelees het, dat die Here Jesus Christus besny is, dat sy pa en ma al die Joodse gebruike nagekom het, soos wat die vereiste van daai tyd was. Die vraag is hoekom? Natuurlik moet ons besef in die eerste plek dat die verlosser van die wêreld is nou maar nog net gebore, hy het nog nie aan die kruis gesterf nie, hy het nog nie opgestaan nie, die Heilige Gees is nie uitgestort nie. Met ander woorde, ons kan vir mekaar sê, ons is hier in 'n oorgangstydperk. In oorgangstydperke kry mens altyd hierdie ding dat mens iets van 2 wêrelde kry wat in hierdie oorgangsperiode teenwoordig is, né? Dit is nou maar amper soos wanneer 'n mens na 'n boom kyk en hy begin bot. As hy bot, is dit die eerste deel van vrugvorming. En daar ergens binne in die blom met bestuiving begin die proses, maar later val daai ou blomkelkies en wat so mooi was, daai blomblare wat so mooi was, val af en dan sit daar net die vrug. So daar's so 'n bietjie van 'n oorgang in daai proses. Dieselfde ding gebeur as ons oorgaan van die Ou Testament tot die Nuwe Testament. God wat in sy groter raadsplan eintlik daarmee vir ons sê en ook vir die Israeliete, en dis nou belangrik, ons het mekaar gesê, Lukas skryf aan Theophilus. Theophilus leef waarskynlik in hierdie wêreld wat die Jode nog sterk druk op hom sit om te sê, hoor, maar wat van die besnydenis en al hierdie ou Joodse tradisies, wat gaan julle Christene daarmee maak? En dan wil God in sy wyse raadsplan eintlik vir die vroeë kerk en vir ons sê, weet jy wat, dis nie dat ons hierdie goeters afmaak as dat dit totaal niks werd was in die tyd wat ek dit ingestel het nie, maar dat daar oorgangstyd is. En daarom is die Here Jesus Christus dan fisies besny, soos wat al die Joodse seentjies in daai tyd besny is. En daarmee dink ek het dit ook vir die verkondigings van die evangelie na die Jodendom altyd ook 'n bietjie van 'n deur oopgemaak om te sê, weet julle wat,
Selfs God in sy stuur van die verlosser, die Messias na hierdie wêreld, gee op daardie manier erkenning aan 'n verlede waar God op 'n besondere manier ook met sy volk gewerk het. Ons hele Ou Testamentiese bedeling, ons gooi dit nie weg nie. Maar as ons reg na hierdie goed kyk, dan begin ons ietsie verstaan dat iets van die vervulling, van die volheid van die tyd het na vore gekom. Ons weet dat die Bybel heel wat daarvan praat, dat dit wat in die Ou Testament eintlik waar is, eintlik net 'n skaduwee is van wat sal kom. In Kolossense 2 vers 17 skryf Paulus oor hierdie God, dit is ook hierdie rituele wat die Jode gehad het. Hy sê, dis maar net 'n skaduwee van wat sou kom. Die werklikheid is Christus. Dis so half of met hierdie doop van die Here, met die besnydenis van die Here Jesus Christus, dat God sê, hier is dit nou, hier's nog die skaduwee. Maar wanneer hierdie kind begin met sy bediening, en wanneer die sterwe en die opstanding en die uitstorting van die Heilige Gees plaasvind, dan sal julle eers verstaan waaroor hierdie hele ding van reiniging plaasgevind het, en van aan God behoort plaasgevind het. Kom, ek sluit net 'n bietjie eers by die Joodse tradisie aan, om net vir jou die volle prentjie te gee. Ek het gesê, die besnydenis was 'n tipe van 'n loskoop uit die eersgeborene, om te sê, hierdie kind behoort eintlik aan God, maar ons gaan hom nou nie offer soos ander godsdienste gedoen het, ons koop hom los. En in die hele verlossingswerk van die Here Jesus Christus staan baie sterk in hierdie ding van verlossingswerk. Maar wat ons nie altyd van bewus is as ons oor die besnydenis praat nie, 'n deel van die waarheid wat in die Joodse tradisie van die besnydenis baie sterk gelê het, is dat hierdie loskoop baie sterk saamhang met dit wat in Egipte gebeur het. Kom ons gaan 'n bietjie na die Egipte verhaal. Die Here sê met daai 10de plaag vir die volk, hulle moet hierdie lam slag, en hierdie lam se bloed moet aan die kusyne gesmeer word, want daardie nag gaan die doodsengel verbykom, en hulle wat nie hierdie bloed aan die kusyne het, die se eersgeborene sal sterf. En as dit dan gebeur, dan sterf almal wat nie bloed aan die kusyne het nie, maar hulle wat die bloed aan die kusyne word van die dood losgekoop. En uit hierdie agtergrond van hierdie verhaal, was daar ook dan 'n sterk verstaan van die besnydenis as 'n loskoop uit die hand van die dood. En daarom is dit dan baie belangrik dat ons verstaan dat Jesus Christus met sy besnydenis daarmee iets vir die wêreld alreeds wil sê. Dat hierdie tradisie wat 'n lang verlede het en ryke geskiedenis het, gaan eintlik op sy volle vervulling gaan wanneer die verlosser aan die kruis, deur sy sterwe, deur sy bloed, mense loskoop van die ewige dood. En daarom is hierdie so 'n belangrike gebeurtenis, dat die God in sy alwysheid die brug slaan tussen die Ou Testamentiese tradisie en die Nuwe Testamentiese tradisie, en daarmee vir die Jode aan die een kant die deur oopmaak na die Nuwe Testamentiese bedeling. Laat hulle kan deurbeweeg van die ou tradisie na die nuwe tradisie. Maar dit maak vir ons wat 2000 jaar later leef, ook die deur oop om terug te kyk op die ou tradisie en van die mooi waardes en gebruik iets te gaan haal om te sê, maar hierdie verlosser het werklik gekom om los te koop soos daar uit Egipte, los te koop van die dood deur die bloed van die lam. Dis die eerste groot waarheid wat ons hierso raak sien. Die tweede ritueel wat hier afgehandel moes word, is dat die seentjies dan ook losgekoop word, ook deur 'n volgende ritueel, wat daar geoffer gebring is, en dan die volgende ene was dan die derde een van reiniging wat na vore kom. En nou beweeg ons vanuit al hierdie reiniging, loskoop, wat ons sien so duidelik inslot met dit wat Jesus aan die kruis gaan doen het op die eind van die dag, na Simeon se gebed. En hier's 'n ding wat ons mooi moet raak sien. En ek wil tog net 'n oomblik ook daaroor praat, as hy hierdie gebed van hom doen, of hierdie lofprysing wat hy aan God bring, oor wat hy nou hier voor sy oë gesien het, dan sê hy dat hierdie loskoping wat deur die Here Jesus Christus gekom het, 'n bepaalde uitbreiding. Hy sê, en ek wil die klem lê op vers 32, 'n lig tot verligting van die nasies en tot eer van die volk
Israel. As Simeon die Messias in sy hande het, dan besef hy wat God beloof het toe hy die besnydenis, die verbond met Abraham opgerig het en gesê, in jou sal al die nasies geseën wees, dat dit het nou waar geword. Hier is die verlosser van die wêreld, wat nie net weer 'n klompie mense vir hulle gaan afsonder, een ou volkie nie, maar wat letterlik die poorte tot die hemel oopgooi, sodat nasies en volke kan inkom in die koninkryk van God. En Simeon doen dit so mooi as hy sê, tot verligting, 'n lig tot verligting van die nasies. Dink 'n bietjie aan Theophilus, wat 'n bietjie met hierdie ding worstel, wat tussen verskillende godsdienste wat hy van bewus is in die wêreld wat hy leef mee gekonfronteer word elke dag. Ons moet gekar as hier kom hierdie klein Christelike godsdiensie, dan wil Lukas eintlik vir Theophilus met hierdie lofprysing van Simeon sê, weet jy wat? Hier is 'n nuwe verbond. En julle is nou toe George se Sondag by die preek gesê, dat hang af, in 'n sekere sin weer hang dit ook, of hak dit aan by die loflied van Sagaria, met die geboorte van Johannes die Doper. En ons sien maar net al hierdie goeters so gebeur, dat hier 'n verband is wat deurgetrek moet word. Die lig tot verligting van ander nasies, en weet julle die wonderlike is, dit sluit nou vir jou en vir my in. Dis hoekom die evangelie gekom het, daarvan Israel, waar die hele Ou Testamentiese geskiedenis, kom ons praat maar van die Midde-Ooste, Egipte, Israel, Mesopotamië en die gebiede daar rondom die Eufraat, dis waar die Ou Testament afspeel, het nou begin die wêreld in beweging. Paulus skryf aan Theophilus waarskynlik daar in Rome, en daar sien ons reeds begin die wortels van die evangelie uitsprei, word die lig van die Messias ook nou die lig vir al die nasies. Daar waar die Romeinse ryk hierdie multikulturele ryk begin word, waar daar mense van verskillende etniese groepe gemeng word, by mekaar is, in Rome, in Klein-Asië, daar begin die lig van die evangelie deur te skyn. En hy skyn, tot hy ook hier in Suid-Afrika skyn, in 'n land waar ons 11 amptelike tale het, 'n land met verskillende kulture. Ook hier skyn daar die lig van uit die Joodse tradisie, vir my en vir jou. Wat 'n wonderlike ding, om te sien dat God hierdie verband deurtrek. En nou wil ek 'n laaste opmerking maak, want mense praat so baie van die Jode as die uitverkore volk, en daar los Simeon tog hier so 'n baie belangrike waarheid. Hy sê hier so nie net tot verligting van die nasies nie, maar ook tot die eer van die volk Israel. Kom, ek wil net die presiese woorde vir jou lees. Hy sê, 'n lig tot verligting van die nasies en tot eer van die volk Israel. Wat bedoel daai tot eer van die volk Israel? Natuurlik dit, dat ek en jy terug kan kyk op hierdie geskiedenis en kan nie misken of ontken of verkleineer die feit dat die verlosser langs 'n bepaalde lyn gekom het. Ons het niks om jaloers te wees nie. Ons verloor ook niks as ons krediet daaraan gee dat dit God se plan was. Ek dink dit is belangrik om dit te weet en te sê en te bely, dat dit God se plan was om hierdie pad te loop. En God loop watter pad hy wil. En ek wil amper sê, as ek nou 'n baie moderne vertaling van hierdie gedeelte sou maak, sou ek dit vertaal met 'n lig tot verligting van die nasies en tot krediet van die volk Israel. Wat beteken om iemand krediet te gee vir 'n saak? Dis 'n mooi Afrikaanse spreekwoord om te sê, weet jy wat, ek weet jy het 'n goeie aandeel hieraan, baie dankie hiervoor. Baie keer is dit 'n ou wat in die verlede die visie gehad het om 'n ding te doen. En dan jare later, dan sien jy maar hierdie ou het 'n visie gehad. So dikwels as ek hier in EAS se auditorium sit, dan dink ek daarom dat ABK van Sail wat die visie gehad het, en die mense, die ouers van daai tyd wat die visie gehad het om vir Ermelo 'n auditorium daar neer te sit by die hoërskool, was 'n visie, en ons gee vandag aan hom krediet. Nou net so kom Lukas en hy sê vir Theophilus, wie Theophilus, ja, ons is nou nie meer vasgevang in die Joodse tradisie nie, dis nie meer net hulle nie, maar ons gee hulle krediet. Hierdie seun
is uit die nageslag van Abraham gebore. En hierdie lang tradisie waar God ook maar moes worstel met hierdie volk, het hy nie ontrou geraak nie, maar getrou gebly. Want dit is belangrik om dit ook raak te sien. Want ek en jy, wat soms so sukkel om hierdie pad voluit te loop, moet ergens weet dat uit die tradisie van die Ou Testament, waar ons sien hoe God geduldig is met mense, ons kan hulle maar gaan lees. Hulle telkens maar weer nog 'n kans gee, so kom hierdie Messias uit daai tradisie uit. En wanneer hy hierdie lig skyn dit nog steeds oor Israel, maar ook verder na al die nasies toe. En staan ons in hierdie selfde lig van hierdie God, wat ons vir jare in die Ou Testament leer ken. En daarvoor sê ons dankie. En daarom as ons die Kerstyd afsluit, is dit 'n ryke tyd. Dit gaan nie net oor die geboorte van die Messias nie. Dit gaan oor God se visie en sy betrokkenheid van 'n langtermyn betrokkenheid by sy skepsele en 'n voortgaande betrokkenheid van God in die toekoms in met sy skepsele. En dit gee vir my en jou die voorreg om weer opnuut met dankbaarheid die Messias, die Christus te omhels. Dit gee ons ook die vrymoedigheid om ons kinders van hierdie God te vertel wat sy lig laat skyn vir al die nasies. Nie net vir die Afrikaner volk nie, nie net vir die Israeliete nie, maar vir al die nasies, letterlik. En daarom staan ons vandag hier as Afrikaners, 'n ou volkie wat nog 'n jong volk is, wat in die laaste paar 100 jaar ontstaan het maar, met ons eie taal en ons tradisie, en God kom ook na ons toe. Maar hy vat hierdie selfde tradisie ook terug na die Jodendom. En dit is so belangrik dat ons dit vandag ten slotte vir mekaar sê. Ook die Jodendom, hulle wat vandag nog selfs dalk hulle laat besny uit die tradisie van die ou tradisie, maak hy ook die lig oop om te sê, hoor, Christus is ook besny. Maar Paulus roep uit, hulle wat in Christus roem, is die werklike besnedenis. Daarom hoefde ons nou self vandag nie meer te besny nie, want die verbond loop nou deur Christus Jesus, waarvan ons in die gereformeerde kerke nou maar die doop as 'n teken gebruik, om te sê daar is 'n lang tradisie van 'n God wat vir ons lief is. Ek hoop jy vind sommer 'n groot stuk vreugde en blydskap in die gedagte dat Jesus en sy ouers die volle pad geloop het, om te sê ons stoot niemand weg nie, ons stoot nie die Joodse tradisie weg nie, maar ons maak die deur oop vir 'n nuwe seisoen in God se reddingsplan vir die mensdom, vir almal wat hy geskep het. Kom ons bid saam. Vader, as ons in hierdie somertyd die vrug geëet het van die bome wat bot, die perskes en die appelkose en later die vye wat ryp word, wanneer die boere die oes begin sien ryp word op die lande en hulle later die oes gaan afval van elke pytjie wat hulle geplant het. Besef ons, Here, dat U in die geskiedenis gesaai het, sodat ons vandag kan maai, sodat ons die vrug van U raadsplan met vreugde kan deel met mekaar. En Here, dat hierdie vrug niemand uitsluit nie. Dis nie soos die boom in die middel van die tuin wat sê hiervan mag jy nie, maar dis 'n boom wat sê hier is vir jou. Kom ons deel met mekaar. En Here, mag ons in hierdie wêreld vandag opnuut weer bid, waar ons 'n nuwe kerklike jaar ingegaan het met die herdenking van U geboorte. Dat dit vir ons 'n tyd sal wees wat ons nie net na die koninkryk van God kyk binne ons eie geleedere, binne ons harte en ons huise nie, maar dat ons altyd sal onthou, hierdie koninkryk is die lig vir die nasies, vir elkeen om ons, tussen ons, maar ook ver, wat nog nie hierdie lig in hulle lewe ingenooi het, wil ons vanmôre bid, Here, help hulle, laat U Gees hulle beweeg, want Here, ons hoor hoe Paulus uitroep, ons is die ouens wat besny is, ons wat die Heilige Gees het. Mag U Gees in hulle harte werk, vir ons almal terugbring na die lig. Ons eer U. Amen. Vriende, mag hierdie nuwe jaar vir jou 'n wonderlike jaar wees. En ek wil jou uitdaag, raak betrokke hierdie jaar weer in jou Bybel, hier in die gemeente. Kom drink, kom sit in die lig van die evangelie, om net eenvoudig hierdie jaar te groei, nie net vir jouself nie.
terwille van jou kinders, van jou gesin, van die wêreld daar buite, sodat ook daar by jou werksplek jy 'n waardige getuie kan wees in jou voorbeeld en ja, wanneer die tyd dit vra, soms met jou woorde vir die wonder van die evangelie vir al die nasies. Totsiens.